Goeiemôre vriende, familie, dis lekker om saam met julle te wees. My naam is Rudolf en die van julle wat my nie ken nie. Dis lekker om, as jy nuut is vanoggend, om saam met jou ook te kan wees. Ek hoop julle kan almal 'n bietjie daarom rus in hierdie rustiger tyd van die vakansie. Miskien as jy nog nie kinders het nie, dan weet jy nie eers dis vakansie nie, dis vakansie. Jy kan 'n bietjie rustiger vat. Pretoria is 'n bietjie rustiger met al die skole wat op die oomblik toe is, en so dis lekker om almal wat in die uittog, hulle sê mos die uittog van Pretoria na die Wildtuin. En dan is daar weer die terugtog. So ek kan dink almal wat nou besig is met die terugtog is nou, weet dit is so 'n bietjie hartseer want dit is nou weer hier in die stad. Maar hier is ook bokke, hulle was gister hier gewees. Ons het vir hulle gekyk. Almal hopelik. Ja, lekker. Ek was ook laasweek, was ek bietjie weg, maar nie op vakansie nie, ons was weg met die span wat uitgereik het daar na Adelaide toe, 'n klein dorpie daar in die Oos-Kaap met die uitreikspan. Dankie vir elkeen van julle wat vir ons gebid het en ondersteun om die span so te kan stuur. Ons het 'n klein kerk daar in Adelaide, Every Nation kerk, en ons het hulle gaan ondersteun. Een van ons projekte wat ons laas jaar begin het, was om hulle boorgat oop te maak. Hulle het baie mooi tuine gelê, maar hulle pomp water van die rivier af, so dis 'n vreeslike proses. En ons het nou vir hulle 'n mooi boorgat, ons het die boorgat oopgekry. Yes! Ja, het sou vinniger gewees het, maar toe laat val ek die Bobbejaanspanner binne in die gat in. Net voor, het was 'n ongeluk, ons sou hom vinniger oopgekry het, en net voordat iemand vir julle gaan sê dat daar het iets gebeur, het was ek het die spanner daarin laat val, en maar ons het hom oopgekry, en die gat is oop, die waterpomp, en dit is wonderlik, so ons was 'n lekker tyd saam gewees, en ons gaan so volgende week of die week daarna gaan ons vir julle lekker terugvoer gee, videoetjie speel. Sakumzi, die pastoor van die gemeente, gaan ook moontlik hier wees. Sommer net om dankie te sê, hulle gaan in daai tyd hier in Pretoria wees, so ons gaan vir julle lekker terugvoer gee, sodra almal terug is van vakansie af. En soos wat Dani ook gesê het, ja, ons is besig met 'n reeks, of met temas uit die boek van Psalm. Hier oor die vakansie, dan hou ons al van om uit sekere boeke uit te preek, en ons is besig met temas uit Psalm, so as jy jou Bybel het, is jy welkom om oop te maak in die Psalms. Ons gaan vanoggend kyk na Psalm 136, dit is 'n historiese Psalm. En ons kry psalms van gebede tot gedigte, lofliedere tot klaagliedere, verskeie temas soos lofprysing, vertroue, danksegging, koningskap. Maar hierdie is 'n historiese pryspsalm. Dit is 'n psalm wat so 'n bietjie terugkyk na die geskiedenis van Israel, en dan kom hy weer terug en hy spreek binne in ons omstandighede vandag in, en hy help ons om as gemeente te kan prys. Die skrywer van hierdie psalm is onbekend, ons weet nie wie hy is nie, en die tema van die psalm 136 is, aan sy liefde is geen einde nie. Dit is 'n baie unieke psalm, want soos wat Roan ons vanoggend geroep het om te reageer, God is good, you say all the time, you say God is good, nee? Is hierdie so tipe psalm wat die musiekleier die gemeente geroep het om te kan reageer. En so as jy Psalm 136 vir die eerste keer lees, dan voel dit voel vreeslik herhalend. Dit voel asof dieselfde ding oor en oor gesê word, 26 verse, met presies dieselfde woorde aan die einde van elke vers. Aan sy liefde is geen einde nie. En dit kan eentonig voel, herhalend. En dit is maklik om amper op te hou lees wanneer jy by vers 10 kom. Jy sê soos, joh, okay, ek get the point. Maar vir Israel was dit glad nie herhalend nie. Dit is so interessant is van hierdie psalm. Het was spesifiek gefokus om die volk te help met hulle geloofsoortuiging, 'n geloofsoortuiging te vorm, dat God is God en daar is niemand soos hy nie, en dit is sien in daardie lig.
Elke keer wanneer hulle bymekaar gekom het vir aanbidding, dan het die musiekleier voor die volk gestaan en hy het gesê en hy het gesing of geskree. Hy alleen doen groot wonders. En dan het die gemeente geantwoord, aan sy liefde is geen einde nie. So kom ons oefen dit gou. Hy het die hemel met wysheid gemaak. Yes, julle. Is bietjie, was dit goed? Was dit mooi die kant? Okay, maar kan ons Klaas, Doep, Daan, hou bietjie hierso, hierdie kant. Okay, kom ons draai weer. Hy het die hemel met wysheid gemaak. Nee, dit was hoe dit gesing was in daardie tyd. Week na week, geslag na geslag, dieselfde versie, oor en oor. En hierdie Psalm het Israel geleer hoe om dit wat God gedoen het, te kan interpreteer. Elke liewe ding in hulle lewe het hierdie Psalm hulle gehelp om dit wat God in hulle lewens doen, deur God se karakter te interpreteer. En dit is amper die vraag wat ek met julle wil deel vanoggend, is deur watter lens interpreteer ons die lewe? Want dit is so maklik om die lewe te interpreteer deur ons omstandighede. So nou is my lens my omstandighede, en wanneer ek die lewe interpreteer deur my omstandighede, dan gaan ek elke keer wanneer daar geld is in my bankrekening, dan gaan dit goed. Wanneer daar nie geld is nie, wel, dan gaan dit nie so goed nie. Want dit is die lens wat ek aan het. Elke omstandighede, my verhoudings, my besluitneming gaan bepaal hoe ek die lewe gaan interpreteer en hoe ek gaan optree. Of het jy dalk die lens van emosies? Interpreteer jy die lewe, miskien moet ek met hierdie een preek. Interpreteer jy die lewe deur jou emosies? Angstigheid, vrees, woede. En elke liewe ding wat met jou gebeur, elke besluitneming word geneem deur hierdie interpretasie, deur hierdie lens van jou emosies. Ek is bang die hele tyd. Of is dit dalk jou sukses? Yes, ja. Suksesvol, nee? Of teleurstellings? Wanneer daar teleurstellings is, dan interpreteer jy die lewe. Kom ons draai hierdie enetjie. Interpreteer jy die lewe deur teleurstellings, suksesse? Watter lens interpreteer ons die lewe deur? Of interpreteer ons die lewe hier soos die regte een? Interpreteer ons die lewe deur die onveranderlike karakter van God. Die onveranderlike karakter van God. Want dit is wat Psalm 136 ons leer. So wat se lens het jy aan vandag? En my gebed is dat God deur hierdie Psalm ons oë sal oopmaak vanoggend. Sodat ons kan sien deur een onveranderlike waarheid. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Herhaaldelik, sodat die lens kan verander, sodat jy die lens kan afhaal en kan sien, elke situasie kan ek interpreteer deur die liefde van God wat hy vir ons het. En ek sal nou meer in dit ingaan. So, kan ons die eerste 3 verse saam lees? Ek sal begin en dan sê julle agter my aan, ons gaan nie die hele ene doen nie, dit is te lank, en ons gaan party van die verse uitlos, maar kom ons doen die eerste 3, lekker hard, lekker saam, laat dit klink soos daai tyd, en aan al twee kante, lekker mooi, ok, is julle reg? Prys die Here, want hy is goed. Prys die God van die gode. Prys die Here van die Here. Amen. En so hierdie Psalm begin deur ons te herinner wie God is.
Hy sê vir ons, hy begin in hierdie eerste 3 verse en hy sê vir ons, dit is die God wat julle loof. Loof die Here want hy is goed. Hy is goed. Hy is die God van alle gode. Daar is geen ander God bo hom nie. En hy sê vir ons dat hy is die God wat regeer bo oor alles. Hy is die Here van Here. Hy sê vir ons in hierdie eerste 3 verse, wie is hierdie God wat bo alles is? Die fundament van ons aanbidding is die onveranderlike karakter van wie God is. Hy is goed. Hy is God en hy is die Here wat oor almal regeer. En so om Psalm 136 net so een vlakkie dieper te verstaan. Want jy kan hom lees en as jy sê, "Jog, hierdie lyntjie wat die hele tyd herhaal, verstaan ek nie lekker nie." En so om net so een stappie dieper te verstaan, moet ons die Hebreëse woord hesed verstaan. En in die Hebreëse taal het hulle hom amper gesê gesed. As 'n so silent G, amper soos Mexico. Julle lekker wynand, hè? Ek weet. Gesed. Okay. Hierdie woord verskyn meer as 250 keer in die Ou Testament. Dis 'n baie populêre woord wat God se liefde verduidelik, maar daar is geen Engelse of Afrikaanse woord wat daardie een woord kan beskryf nie. Jy moet dit beskryf in sinne. In hierdie lyntjie dan sê dit in verskillende vertalings aan sy liefde of sy troue liefde of miskien in jou Bybel sê dit sy goedertierenheid. Ons praat van daardie woord. Dit word beskryf in Hebreëus as hesed. En dit beteken meer as net emosie, om 'n emosie te hê van, "Ag, ek is so lief vir jou." Of gevoelens of intimiteit. Hesed beskryf God se getroue, loyale en sy verbondsliefde wat deur dade sigbaar word. OK. So jy moet verstaan dat dit is nie net, dit staan nie so hy is aan sy liefde is daar geen einde, sy liefde, en as jy sê, yes, ek voel so lekker want dis emosioneel of intimiteit of ek het so lekker tyd nie. Nee, hierdie woord liefde word beskryf deur hierdie Hebreëse woord wat so ryk is en dit beskryf dat God is lojaal aan ons. Hy is getrou aan ons. Hy is altyd daar vir ons. Hy is teenwoordig. Hy is by ons. En hy doen dit deur dade. Dit is nie net ek sê ek gaan by jou wees nie. Hy doen actually wat hy sê. En so kom ek gee vir jou 'n klein illustrasie. Enigiemand wat onlangs getroud is in die laaste jaar. Wonderlik, baie geluk. Hoe lank is julle getroud? 7 maande. Baie geluk. Ek het laas maand iemand getrou. En is dit nie so mooi elke keer as jy troue is en die bruid loop in en hulle kyk so diep in mekaar se oë, nê? En dan sê hulle vir mekaar, ek is so lief vir jou. En vir altyd, en jy maak hierdie mooi beloftes, nê? Maar ons nog geen dade agter daardie beloftes en woorde nie. Is dit nie dan anderster vir 'n koppel wat al 35 jaar getroud is? Wie is 35 jaar getroud? 35 jaar. 40 jaar, 50 jaar. Enigiemand 40 jaar al getroud? Kom nou, sy, Pieter, wie nog? 40 jaar, sy Frans, en die Hanlie, mooi hulle, nog 40 jaar, 50 jaar, iemand 50 jaar? 50? Ekskuus, het jy gesê 50? Ok, nog nie, ok, nie nou hier, sorry. Hier is, hulle is net nie dalk nie hier vanoggend. Maar wanneer jy sê, na 50 jaar of na 40 jaar, jy sit op die stoep, jy drink koffie saam, kyk dalk vir jou kleinkinders, jy sê, ek is lief vir jou. Is dit bietjie anderster, as die dag toe jy dit gesê het, toe jy getroud is? Het kom met so bietjie meer gewig, nê? Daar is al 'n paar sakke sout saam opgeëet. Daar was, ek het saam met jou deur 'n paar goedjies geloop, en ons het goed gesien. En dit is soortgelyk wat hierdie woord bedoel met hesed. Dis liefde wat weier om weg te gaan.
Dis liefde wat getrou bly. Dis liefde wat verbond hou, dis liefde wat teenwoordig is. En Psalm 36 sê vir ons dat hierdie soort liefde is wat God vir ons en vir sy volk het. En dan beweeg hierdie Psalm van danksegging en lofprysing na die skepping toe. En hy begin te herhaal, hy begin te herinner aan wat God vir ons doen, hoe hy deur al hierdie goeders steeds by ons is. En so kom ons gaan aan, ons gaan net hierdie klein stukkie doen. Ek gaan sê, en dan sê hulle agter my aan, hy wat aan alleen magtige dade doen, hy wat die hemele met insig gemaak het, hy wat die aarde oor die waters uitgesprei het, hy het groot ligte gemaak, die son om te heers oor die dag, en die maan en die sterre om te heers oor die nag. Kan jy sien hoe diep raak hierdie woorde aan sy liefde, aan sy loyale liefde, sy getroue liefde, sy goedertierenheid, sy teenwoordige liefde, is daar geen einde nie, want elkeen van hierdie het hy vir ons gegee. En so as jy sou moes skryf oor die skepping, wat sou jy skryf? Sou jy skryf oor God se krag, of oor sy kreatiwiteit, die voëls, of die natuur wat jy sien as jy in die wildtuin ry? Sou jy skryf oor sy magtigheid? Maar dit is nie waar die klem geplaas word in hierdie Psalm nie. Na elke gedeelte van die skepping word daar gesê, aan sy liefde is daar geen einde nie. Wat verwys dat selfs dit wat God gemaak is 'n bewys dat hy lief is vir ons. Dat hy daar is en teenwoordig is vir jou en vir my. Die skepping is nie net 'n uitstalling van God se krag en kreatiwiteit nie. Dis 'n uitdrukking van God se verbondsliefde aan ons. En so wanneer ons na Eksodus 34, as ons so klein bietjie teruggaan, het God sy eie karakter aan Moses beskryf. En geopenbaar, en hy het homself beskryf as oorvloedig in troue liefde en getrouheid. God het dit vir Moses gesê, as jy Eksodus 34 lees. Maar dan in Psalm 36, is Israel se getuies, die volk se getuie, is dat God se beskrywing van homself is waar. Dit wat ons sê van hom, en dit wat ons dink van hom, en dit wat ons bid van hom, en dit wat ons spreek van God, is waar, want God was waar tot sy woord. Elke belofte wat hy gemaak het, elke daad wat hy verrig het, elke gebed wat hy beantwoord het, elke seisoen waardeur hy hulle gedra het, getuig alles van wie God is. En dat aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy is by hulle. Hy het nie net gesê dis wie hy is nie, hy het vir hulle gewys dis wie hy is. Hy was by hulle, sy troue liefde, sy hesed, daai woord, was by hulle. En dan gaan vers 10 tot vers 22, dan vat dit so 'n bietjie 'n draai die Psalm na gebeurtenisse in Israel se geskiedenis. En ons gaan nie deur alles lees nie, maar as die skepping geopenbaar het van wie God is, dit is wie God is, dan het die uittog en al hierdie geskiedenisse gedeeltes wat ons nou gaan deurgaan, geopenbaar wat God bereid was om te doen vir sy mense. Hy het nie net gesê dis wie ek is nie, hy het ook dit gedoen vir hulle. En so die uittog, wanneer toe God hulle gered het uit Egipte uit, verwys na God se liefde wat verlos. En jy kan die storie lees in die boek van Eksodus. Vir Israel was dit God se groot daad van verlossing, vriende. Ouers het dit vir hulle kinders vertel, grootouers het dit vir hulle kleinkinders vertel, en met elke Paasete, dan is die verhaal weer en weer vertel van hoe God die volk as slawe gered het uit Egipte en hulle geplaas het in hulle beloofde land. En wanneer Israel die vraag beantwoord, hoe weet ons dat God ons lief het? Hoe weet ons regtig dat God is lief vir ons?
dan het hulle terugverwys na die uittog. Maar God het ons gered. Hy was die een wat ons dit is 'n wonderwerk, ons moes vandag nog eintlik slawe gewees het, maar God het ons gered. En ons lees vers 10 tot 15, die eerstelinge van Egipte het hy getref, en Israel onder hulle uitgelei, met 'n sterk hand en uitgestrekte arm. Hy het die Rietsee oopgekloof en Israel veilig laat deurtrek, maar Farao en sy leer in die Rietsee gegooi. Luister na die werkwoorde wat hierdie verse vol is van. Hy het getref. Hy het hulle gelei. Hy het die Rietsee oopgemaak. Hy het Israel laat deurtrek. Hy het hulle gelei. Hy het gegee. God openbaar sy verbondsliefde deur sy getrouheid aan hulle te bewys. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het dit aan hulle bewys. Ons kyk na die volgende in vers 16, praat van die woestyn, verwys na God se liefde wat bly. God het by hulle gebly. En as jy vers 16 lees, dan sê dit, hy het sy volk deur die woestyn gelei, aan sy liefde is daar geen einde nie. En vers 16 herinner ons dat God, dat Israel se reis deur die woestyn, as jy na die vers kyk, dan is daar is niks van die opstanding van die volk, en die gekerm van die volk, en die ongeloof van die volk. As jy nou hierdie storie gaan lees in Exodus, dan sien jy, joh, maar hulle was daarom maar baie ongelukkig, en hulle het baie keer sommer vir hulle eie gode gemaak, en daar's niks van dit nie. Daar's niks van dit in hierdie, al het julle my nie gekies nie, het ek julle nog steeds gekies nie. Nee, al wat dit sê is, hy het sy volk deur die woestyn gelei. Hy was met hulle. Sy teenwoordige liefde was saam met hulle, al het hulle in opstand gekom, al het hulle gekerm, al het hulle gekla, al het hulle afgode gemaak, was God steeds by hulle. En die vers verwys slegs na God se onwankelbare getrouheid. Ons vertroue in God, vriende, rus nie op ons onvolmaakte getrouheid nie. Ons vertroue in God rus nie op ons onvolmaakte getrouheid nie, maar op God se volmaakte verbondsliefde. Die een wat altyd by ons is, maak nie saak deur wat se woestyn ons gaan nie. En ons geloof wankel dalk, maar God is onwankelbaar. En dan gaan die volgende vers, en dit praat van die koning van Sion en die koning van Og. En dit verwys na God se liefde wat uitdagings oorwin. Hierdie konings, koning Sion en koning Og, as jy nou die gedeelte gaan lees in die geskiedenis, jy kan dit kry in Numeri 21 vers 21 tot 35, dan is hierdie doelbewus ingesluit in hierdie psalm. Die oorwinnings oor hierdie konings was onmoontlik. As jy gesien het hoe groot Israel was en hoe groot die koninkryke van hierdie konings was dit onmoontlik vir Israel om deur hierdie land te beweeg om hulle beloofde land in te neem. Maar die plan wat God vir sy volk gehad het, niks sou in die pad staan nie. Nie eers die groot koninkryk van koning Sion en koning Og nie. En hierdie oorwinning herinner ons dat geen uitdaging vir God te groot is nie. Daar is geen uitdaging in jou lewe wat te groot is vir God nie, want hy is teenwoordig. Sy liefde bly vir ewig. Dit wys vir ons hoe God hierdie konings wat die onmoontlike uitdagings het God verwyder, sodat hy vir hulle kan gee wat hy vir hulle beloof het. En dan vers 21, Psalm 136 bereik sy hoogtepunt in vers 21. Die erfenis wat God dan vir sy volk gee, is liefde wat klaar maak wat hy begin het. Dit wat hy begin, maak hy klaar. In vers 21 sê hy het hulle land as 'n erfdeel gegee. Aan sy liefde is daar geen einde nie. 'n Erfdeel vir Israel, sy dienaar. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Wanneer God die beloofde land vir hulle gee, hy praat van die skepping, hy praat van
wie hy is, maar nie net wie hy is nie, hy wys vir hulle wie hy is deur die uittog, deur saam met hulle in die woestyn te wees en al die uitdagings, deur die uitdagings te verwyder, en dan gee hy vir hulle die beloofde land. Kan julle sien hoe sistematies is hierdie Psalm? Daar's 'n storie aan hom verbonde. Dis asof dit opbou na hierdie hoogtepunt en dan gee God vir hulle die erfenis. En hy openbaar dat sy doel nie net verlossing was nie, maar ook 'n erfenis. Hy gee vir ons. En dan is ons so half nou hier bo op die bergie. Ons is nou hier bo en dan vat hierdie Psalm so draadjie af hier aan die linkerkant. Hy maak nou so 'n draaipunt van vers 23 waar die fokus skuif van Israel se geskiedenis na hul of na ons ervarings en omstandighede. En ons gaan hierdie volgende 3 verse weer saam doen. Is julle reg? Is julle wakker? Ons gaan die volgende 3 verse weer saam doen. Dit sê van vers 23, hy het aan ons gedink toe ons moedeloos was. En ons gered van ons vyande. Hy gee kos aan al wat lewe. Die klem beweeg van wat God vir vorige geslagte gedoen het, na wat hy steeds vandag vir ons doen. Hy verwys na die skepping, hy herinner hulle wat hy vir hulle gedoen het, en dan kom hy terug en hy sê, ek doen steeds dit vir jou vandag. Hy dink aan ons, vers 23, hy herinner ons daaraan dat selfs wanneer ons moedeloos is, wanneer ons nie meer kan nie, wanneer jy voel ek is alleen, ek weet nie watter kant toe nie, ek weet nie watter besluit om te neem nie, jy gaan sit in as en jy sê, ek is moedeloos. Enigiemand wat so voel, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Maar baie keer voel ons, moedeloos. En al wissel ons gevoelens en omstandighede, dink God aan my en jou en sy troue liefde bly by ons. Sy troue liefde. Want hy het dit klaar bewys. Daai liefde, sy getrouheid, sy lojaliteit, sy teenwoordigheid, is by jou in daai moedeloosheid. Romeine 8 vers 38 sê, een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood of lewe of engele of duiwels magte nie, nie ons vrese vandag of kommer oor môre nie, ook nie bo-aardse magte nie, ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat in Christus Jesus, ons Here, vir ons het nie. Niks kan ons skei van ons liefde. Nie jou moedeloosheid, nie jou angs, nie jou vrees, nie jou besluitnemings wat jy moet maak of jou bankrekening, niks kan jou skei van God se liefde nie. Want sy liefde is trou en dit bly vir ewig. Dis wat hierdie vers sê. En dan gaan hy aan na vers 24 en hy sê, hy red ons. Vers 24 verklaar dat God die bron van ons redding en verlossing is. En ons sien dwars deur hierdie Psalm dat hy die een is wat skep. Hy is die een wat verlos. Hy is die een wat lei. Hy is die een wat aan sy volk dink en hulle dan red. En dit maak ons nederig. Want elke seën is sy gawe, vriende. Dit is uit sy hand uit vir ons. Efesiërs 2 vers 8 sê, julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar dit is 'n gawe van God. En al het jy jou hart vir Jesus gegee, want hy het aan die kruis gesterf vir ons, is hy steeds die een wat ons elke dag red. Want elkeen van ons het redding nodig. Wanneer ons geduld nodig het, dan sê ek, Here, ek het geduld nodig, kom red my ongeduld. Wanneer ek nie weet wat om te sê nie, en ek voel angstig, dan sê ek, Here, kom red my angstigheid, en kom maak my rustig, kom gee my vrede. Elke dag is God steeds besig om ons te red, want sy liefde is daar geen einde nie. En dan praat vers 25, hy voorsien vir ons. Hy voorsien vir ons. Vers 25 verklaar dat God wat verlos, ook die een is wat vir alles wat ons nodig het, voorsien. Sy troue liefde word geopenbaar in sy daaglikse voorsiening vir ons. Elke maaltyd,
elke sonsopkoms, elke asemhaling wat jy het. Dit is nie 'n reg nie, dis 'n voorreg. En ons kan dankbaar wees vir 'n God wat sy troue, loyale, teenwoordige liefde steeds bewys aan ons elke dag. Hy voorsien vir ons. Matteus 6 vers 30 sê, en dit is so maklik vir ons om angstig te voel, en hierdie is die vers wat praat van, moenie angstig wees nie. As God dan nie die veldplante, wat vandag daar is, en môre verbrand word, so mooi aantrek nie, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie? Hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg nie? Hy kyk na ons, hy voorsien vir ons, hy sorg vir ons. En dan eindig Psalm 136 soos hy begin, met lofprysing. Vers 1 sê, prys die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan sê vers 26, loof die God van die hemel, aan sy liefde is daar geen einde nie. Van die skepping tot verlossing, van die woestyn tot in hulle erfenis. Hierdie Psalm leer ons om deur die lens van God se onveranderlike karakter en verbondsliefde die lewe te interpreteer. Nie deur ons emosies, of deur ons opgewondenheid, of ons suksesse, of ons teleurstellings, of, ek weet nie eers meer waar deur ek kyk nie, maar alles is net sleg. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Nee, ons kyk, ons interpreteer die lewe deur die verbondsliefde en die karakter, die onveranderde karakter wat God vir ons gee. En dit is hoekom hierdie Psalm, elke liewe versie, herhaal hy dieselfde ding, sodat die gemeente kan agterkom, ek het nie hierdie lens nodig nie, hierdie is die lens waardeur ek die lewe moet interpreteer, is God het my. Hy is groter as enige iets anders. Hy is meer as enigiets anders. Al my omstandighede, alles waardeur ek gaan, al my uitdagings, hy is soveel groter as dit. Hy is teenwoordig. Hy weet, hy is nie verras deur die omstandighede of die uitdagings waardeur jy gaan nie. En die gemeente sê, aan sy liefde is daar geen einde nie. Mag jy jou hart leer om elke seisoen van die lewe te beantwoord met die belydenis van Psalm 136, wat sê, prys die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die God van die hemel, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis 'n belydenis, en dis 'n belydenis wat ons oortuiging van God verander, hoe meer en hoe meer jy dit doen. Mag jy nie Psalm 136 ophou lees by vers 10 nie, maar mag jy jou oortuiging verander, en jou interpretasie van die lewe verander. Amen? So ek los jou met hierdie vraag. Deur watter lens interpreteer jy die lewe vanoggend? Deur watter lens sien jy jou omstandighede, jou uitdagings, jou emosies, dit waardeur jy gaan vanoggend? Is dit teleurstelling? Is dit angs? Is dit vrees? Is dit die onbekende? Ek weet nie wat om te doen of te sê nie. Jou verhoudings, jou finansies, jou gesondheid? Of is dit die onveranderlike karakter van God?